Môre, môre, môre. Hoe gaan dit by julle? Nuwe kwartaal, laaste kwartaal van die jaar, maar dis lekker om weer saam met julle te kuier elke oggend hierdie kwartaal en so 'n stukkie stil te word in die Here se teenwoordigheid en dat ons sy liefde en genade mag beleef en dit ontvang en dit ons eie kan maak. Dis lekker dat ons so elke oggend weer saam met mekaar so ietsie uit die Here se woord kan deel. Ek hoop hierdie kwartaal is vir julle mooi. Ek hoop hy gaan vir julle mooi dinge gee en mag ons hierdie jaar klaarmaak op 'n hoë noot. Ek begin hierdie kwartaal vanoggend uit Kolossense 3 vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot 'n volmaakte eenheid saambind. Nou weet julle, so 'n bietjie meer as 130 jaar terug was daar 'n man met die naam Alexander Mackay. En hy is as sendeling gestuur Uganda toe. En hy het gegaan om die Christelike evangelie aan die mense van daai land te gaan verkondig. Maar Mackay was ook 'n baie praktiese man. Hy het paaie daar gebou, hy het pompe ingevoer om droogte te bestryk, hy het drukwerk gedoen, hy het gepreek, hy het dele van die Bybel in hulle plaaslike taal oorvertaal. Hy het 'n geweldige invloed gehad op 'n jong man met die naam Apollo Kivebulaya. Nou Apollo het Christus as sy verlosser aanvaar as gevolg van die getuienis van Mackay. En eendag, toe vra hulle vir Apollo, toe Mackay nou al oorlede is, wat het jou van Mackay opgevang? En hy het gesê, wel die oomblik toe hy my gesien het dit gelyk asof die liefde uit sy oë straal. Ja, julle al die verskillende aktiwiteite is deur Mackay se liefde omring gewees. Dit was die dryfkrag van al sy dade en al sy aksies. En dit het gespreek van Jesus wat hom verander het, sodat hy die evangelie aan die mense van Uganda kon verkondig. Weet julle, liefde bind al die gawes en al die kwaliteite van ons as gelowiges saam. Want dit is 'n dinamiese krag wat net uit jou hart kan kom. Dit motiveer, dit koördineer, dit stimuleer al die gawes en sonder dit kan al die ander aksies holklinkend wees. Dit kan oneffektief bly. Of dit die organisering van 'n sendingstasie uit jou land uit is, of selfs die kategese onderwyser wat sy les baie goed voorberei, of 'n raadgewer wat 'n persoon wat deur 'n slegte tyd gaan bystaan. Liefde is die krag wat altyd aan die werk is. En hierdie liefde kom net wanneer jy jou hart oopstel vir die Heilige Gees. Dit kan nie opgetower of uitgedink word nie, dit moet van God afkom. Net hy kan dit gee. En as hy dit gee, is die lewe nooit weer dieselfde nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. O Hemelse Vader, kom dring in my hart in met liefde en help my om diensbaar te wees vir U. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê en kom ons vat hierdie kwartaal met ons hand in die Here se en kom ons gaan verander die wêreld. Ons praat weer môre. Totsiens.